Prys die Here, ons aanbid 'n God wat lewe vanmôre. Amen. Jy weet daar's 'n oom in Pietersburg gewees in die gemeente. Hy het so opgestaan om te getuig. Terwyl hy so opstaan en getuig, vat hy daardie stoel. Wie nie maak onthou nie. Of daardie bank en hy skud hom. En hy sê hierdie woorde, hy sê vir jare het jy my vasgehou in die Here se naam. Terwyl die trane oor sy wange loop, skud hy daardie stoel en hy sê vir jare het jy my vasgehou om die Here se naam groot te maak. Jy weet, ons moet nie toelaat dat die stoel wat voor ons in die bank sit vanmôre. Amen. Jou vashou. Hierdie ou stywe enkels van my wat so bietjie seer is of jou lyf wat so bietjie seer is. Jy moet nie toelaat dit jou laat verander om die koning se naam groot maak nie, want hy's worthy to be praised. He lifted me, he's worthy to be praised. He set us free. He's worthy to be praised, he lifted me. He's worthy to be praised, he set me free. He's worthy to be praised, he opened heaven on me. He's worthy to be praised. Praise him, oh praise him, I'm praising the morning, praising the noonday, praise him, oh praise him, I'm praising with the song of God. Well, he's worthy to be praised, he lifted me, and he's worthy to be praised, he let me feel. Oh, he's worthy to be praised, he opened heaven on me. He's worthy to be praised. Praise him, oh praise him, I'm praising in the morning, praising in the noontime. Praise him, oh praise him, I'm praising with the song of love. He's worthy to be praised, he lifted me. He's worthy to be praised, he made me free. He's worthy to be praised, he opened heaven up to me. He's worthy to be praised. Praise him, oh praise him, I'm praising in the morning, praising in the noontime. Praise him, oh praise him, oh praise him with the song of God. Oh, he's worthy to be praised, he lifted me. He's worthy to be praised, he let me free. Oh, he's worthy to be praised, he opened heaven on me. He's worthy to be praised. Praise him, oh praise him, I'm praising in the morning, praising in the noontime. Praise him, oh praise him, oh praise him with the song of God. Amen. Praise him. Hallelujah. As jy bemoeite belas voel vanmôre, wil ek nie sê is jy op die regte plek vanmôre. As jy teleurgesteld voel, is jy ook op die regte plek vanmôre. Maar as jy liggaamlike krag nodig het, as jy geestelik moeg voel vanmôre, raai wat? Jy's op die regte plek vanmôre. Prys die naam, ons moet die Here se naam groot maak. Ons liggaam, hulle is dit seer. Hulle is ons siek, hulle is ons stywerig. Ons is op die regte plek vanmôre. Prys die naam. Die Here is my krag vanmôre. En hy is ook my psalm. Halleluja. Die Here is my krag en my psalm. Hy is my tot heil geloof. Hy is my God, wat sal ek roep? Ja, ek hoor van my Vader, wat sal ek vergeer? Ek hoor van my Vader, wat sal ek vergeer? Die Here is my krag en my psalm.
Heer, ons moet vanmorgen oorwinning vat. Heer is hier om ons te versterk, om ons kracht te gee. Victory is mine, victory is mine. Victory today is mine. Praise the Lord. Van die oorwinning vanmorgen. And victory is mine, victory is mine, and victory today is mine. And God won't save them, getting on. Oh, victory today is mine. The Holy Ghost is mine, the Holy Ghost is mine, the Holy Ghost today is mine. And God won't save them again mine. The Holy Ghost is mine. The victory is mine. Oh, victory is mine. Victory today is mine. And God won't save them again mine. Oh, victory today is mine. The Holy Ghost is mine. The Holy Ghost is mine. The Holy Ghost today is mine. And God won't save again mine. The Holy Ghost today is mine. Oh, victory is mine. Victory is mine. Victory today is mine. And God won't save them. You take it mine. Oh, victory today is mine. The Holy Ghost is mine. The Holy Ghost is mine. The Holy Ghost today is mine. And God won't save them. You take it mine. The Holy Ghost today is mine. Oh, victory is mine. Oh, victory is mine. Victory today is mine. And God won't save them. You take it mine. Oh, victory today is mine. The Holy Ghost is mine. The Holy Ghost is mine. The Holy Ghost today is mine. And God won't save them. You take it mine. The Holy Ghost today is mine. Ek weet ons gaan dit nog 'n paar keer sing. Maar wanneer ons sing, the Holy Ghost today is mine. God told Satan, get you behind. Dan sê vir daai ding wat jou vashou vermoor, daai probleem, daai omstandighede. Jy is aan die agterkant, die Here is hier vermoor om jou aan te raak, om jou te versterk. Holy Ghost, en dan sing ons victory. Dan vat jy die oorwinning vermoor. Want as jy nie die oorwinning vat nie, gaan jy kragteloos wees vanmôre. Kom ons sing dit daar saam. Ons sê vir die Satan, daai probleem is agter my. Ons kyk uit na wat vorentoe is. Glory to God. And victory is mine. Victory is mine. Oh, victory today is mine. Oh, God won't save them. You take it mine. And victory today is mine. Oh, the Holy Ghost is mine. The Holy Ghost is mine. The Holy Ghost today is mine. And God won't save them. You take it
En sy woord op deur profesie. Almal van ons het al iets ontvang van die Koning Jesus af. Jy weet, die Here sê in sy woord, hy sê in Matteus 11 vers 28, en hy sê, kom na my toe. Almal wat bemoeid en belas is. Hy sê nie net sommige en sekers nie. Hy sê almal wat bemoeid en belas is. Dan gaan hy verder, hy sê ja, die woord, hy sê ek sal vir jou rus gee. Laaste koortjie sê, hy sê, God is nie 'n mens, dat hy sou lieg nie. Hou vas in daardie beloftes, wat God vir ons gee. God is nie 'n mens. Want my God is nie 'n mens, dat hy sou lieg nie. Of 'n mens ken, dat dit hom sou berou nie. Sou hy sê, en dit nie doen nie. Of spreek en dit nie waar maak nie. En God is nie 'n mens, dat hy sou lieg nie. Of 'n mens ken, dat dit hom sou berou nie. En sou hy sê, dit nie doen nie. Of spreek en dit nie waar maak nie. Weet jy, my God is nie 'n mens, dat hy sou lieg nie. Of 'n mens ken, dat hy hom sou berou nie. Sou hy sê, dit nie doen nie. Of spreek en dit nie waar maak nie. God is nie 'n mens, dat hy sou lieg nie. Of 'n mens ken, dat hy hom sou berou nie. Sou hy sê, en dit nie doen nie. En of spreek en dit nie waar maak nie. En God is nie 'n mens, dat hy sou lieg nie. Of 'n mens ken, dat hy hom sou berou nie. En sou hy sê, en dit nie doen nie. Of spreek en dit nie waar maak nie. En God is nie 'n mens, dat hy sou lieg nie. Of 'n mens ken, dat hy hom sou berou nie. Sou hy sê, en dit nie doen nie. Of spreek en dit nie waar maak Hou vas aan die beloftes. Wat die Koning vir ons gegee het. Ja, ek dink almal is vanoggend seker nuuskierig om en wonder wat gebeur in die wêreld na die Vrydag aand van gister en vanoggend se gebeure daar in die Midde-Ooste. En ek wil die Here dank vir die tyd waarin ons lewe, dat ek en jy aktief kan sien hoe God werk. En ek vir dit sê dat die wêreldheersers en die presidente en die konings van die aarde kan baie dinge probeer doen, maar dit wat die Here besluit het, dit sal gebeur. En so 'n paar jaar terug, toe ons hier aangekom het, ek sê nou 'n paar jaar terug, 17 jaar terug, was dit nie so gewees in die wêreld, dit was anders dit. En ek en jy het die guldige geleentheid, en ons is baie geseënd om in hierdie tyd te lewe, om te sien hoe God aktief werk. Want as jy om jou kyk en sien hoe die Here werk, dan is dit ook vir jou bemoedigend, om te sien dat die Bybel is die waarheid, stem nie saam? Amen. En omdat jy nie vrees nie, die woord van die Here sê ons, jy is ons 'n kind van God, en hy sê dat vir die kind van God is die sterfte ons wins, is dit waar? Amen.
Hy is 'n burger van 'n ander land, 'n ewige land, die hemelse Kanaan, die hemel, die paradys van God. Daar is jy 'n burger. Elke wedergebore kind van God is 'n burger in daardie land. En jy is maar net tydelik hier op die aarde. So woord van die Here sê wanneer jy hierdie dinge sien en gebeur, dan moet nie vrees in jou hart opkom nie, want die Here, Jesus sê dit so mooi, hy sê ag, jy moet nie worry nie oor die ou wat jou liggaam kan doodmaak nie. Hy sê maar vrees liewer God wat die liggaam en die siel in die hel kan stop. Maar ek wil die Here dank dat sy bloed vir ons aan die kruis het veroorsaak dat ek en jy deur restituisie en bekering en belydenis van sonde rein en skoon voor die Here kan staan elke dag as ons met mekaar deel en met mekaar regmaak. Ek het iets interessants opgemerk en ek wil net so 'n bietjie met u breek. Ook my verantwoordelikheid is daar so iets in die wêreld gebeur om net vir 'n bietjie lig daarop te probeer gooi om te kyk wat aangaan in die wêreld. Die koning van Israel, of die president as jy hom so wil noem, Benjamin Netanyahu, het voor hulle die aanval op Iran gelus het hy kleedjie oor sy skouer gegooi soos wat die manne maak, so 'n bietjie opgesit soos wat die Jode maak, en hy het na die klaagmuur toe gestap met 'n briefie in sy hand. En hy het gaan bid en hy het daai briefie in die muur ingestoot. En toe hy hom klaar in die muur ingestoot het, toe styg die vliegtuig op en hulle is op pad. Om seker die grootste onrus, die grootste aanval in die Midde-Ooste definitief sedert 1967. Die Six Day War was in 1967. Waar die nasies, die Arabiese nasies, Egipte, Jordanië en Syrië teen Israel opgetrek het. Dit was baie jare terug. Dit is die eerste maal weer sedert daardie tyd, maar ek wil vir u sê, en daar aan die linkerkant, baie van julle het dalk al gesien, maar wat hy op die briefie geskryf het, is skrif. Wie van julle is lief vir skrif? Steek het jou hand so op, prys die Here. Ek gaan vir julle lees die skrif wat op in die muur ingedruk was. En ons vind dit hier in Numeri 23 vers 24. Die skrif was die volgende: Kyk, jy is 'n volk wat opstaan soos 'n leeuwin. Soos 'n leeu verhef hy hom. Hy gaan nie lê voordat hy roof eet nie, en die bloed van die wat verslaan is, drink nie. Ek gaan vir hierdie hele gedeelte lees, net vir so 'n bietjie agtergrond gee waaroor hierdie situasie gaan. Numeri 23 vers 16 in hierdie skrif wat die president van Israel dan in die muur gedruk het, wat baie belangrik is vir jou en vir my lewe. Weet jy dat Jerusalem is die pinnacle, die hoofpunt waarop alles op die aarde draai? Amen. Dit is God se volk, dit is sy hartklop. Die Here sal nooit sy volk vergeet nie, maar jy is deel daarvan. Omdat die Bybel sê dat in Johannes 1 dat aan elkeen wat hom aangeneem het, aan hom het hy mag gegee om 'n kind van God te word, om kinders van Abraham te word. Jy is soos 'n huurling of 'n slaaf, sê die Bybel, as hy in die ou tyd by 'n Joodse familie was, Israeliese familie, en na 7 jaar wil hy nie weggaan nie, dan het hy mos die els deur die oor gekry. Dis 'n teken van dat ek vrywilliglik nou by my meester bly. En so het ek en jy, selfs as heidense volk, die woord van die Here sê, toe Israel, as julle dan nie na die Here wil kom nie, dan wend ek my tot die heidene. Hy het vir ons gesterf aan die kruis, stem jy saam? Die woord van die Here sê, daar sal kom van die noorde en die ooste en die suide en die weste, en saam met Abraham en Isak en Jakob aansit in die koninkryk van die Here, stem jy saam? Amen. Dit beteken daar is 'n plek wat die Here vir ons gegaan het om vir my en vir u te berei. En ons vestig ons aandag vanoggend op hierdie skrifgedeelte. In Numeri 23 vanaf vers 16 staan hier 'n man bo op 'n berg. Sy naam is Biljam.
En net voor hy die geskryf het wat net en hy nou in die muur gedruk het, sê hy die volgende. En die Here God, vers 16, het vir Biljam ontmoet. Terwyl Biljam op die berg staan. Biljam het 'n geopende oog gehad. 'n siener. Miskien iemand so 'n siener van Rensburg, maar hy nie geken nie, baie van hom gehoor. Of jou mense sal sê, baie mense was met die helm gebore. Daar's mense wat in die Ou Testament in daai kategorie geval het. Biljam was een van hulle. En die Here het vir Biljam ontmoet. En hy het 'n woord in sy mond gelê. Vers 16. Gaan nou terug na Balak toe. Die koning wat vir Biljam gehuur het om vir Israel te vervloek. En so moet jy met hom spreek. En Biljam het by hom gekom, terwyl hy daar staan, die koning Balak by sy brandoffer, en die vorste van die Moabiete by hom. En die koning Balak sê vir Biljam, wat het die Here met jou gespreek? Wat het hy met jou gepraat? Toe hef Biljam sy spreek op, en hy sê die volgende, hy sê, staan op, koning van die Moabiete, staan op jou voete, as die Here met jou praat. Weet jy, ek het iets gesien in die kerk wat vir my so mooi is, en ek het as kind dit gesien en gewaar, baie maal as die Here praat deur profesie, dan hoor ek die woord van die Here sê, staan op jou voete, dat die Here met jou praat. En die Here sê vir Biljam, sê vir hierdie koning, staan op jou voete. Staan op jou voete voor 'n valseun, wat niks beteken nie, maar is die woord van die Here wat deur daai valseun se mond kom. Staan op jou voete, koning van Moabiete. Staan op jou voete, koning Balak, en hoor, luister na my stem. Vers 19 sê, God is geen man dat hy sou lieg nie. Biljam staan op die berg en hy sê hierdie teks, God is geen man dat hy sou lieg nie. Hy is ook nie 'n mensekind dat dit hom sou berou nie. Sou die Here iets sê en dit nie doen nie, met 'n vraagteken? Of sou hy iets spreek en dit nie waar maak nie, vra Biljam vir hom. Kyk, Biljam sê, ek het ontvang om te seën, en God het geseën. Ek kan niks meer as te doen as wat die Here sê nie. Hy sê vers 21, 'n mens, nou praat hy van Israel, en dan hy staan op die berg Biljam, onder in die laag, in die vallei, staan die Israeliete by hulle honderde, duisende gekamp. Die slim mense stry daaroor, praat daaroor, maar nagenoeg minimum 600.000 mense, praat hulle van die mans, daar kan ook meer as 1 miljoen gewees het, baie mense. En hulle staan in tente gelaar. En Biljam kyk so af oor hulle. Hy sê vir Balak, God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie, en 'n mensekind dat dit hom sou berou nie. Maar terwyl hy op Israel so afkyk, sê hy, 'n mens aanskou van die bo van die berg af, geen ongeregtigheid in Jakob nie. Ek sien geen onheil in Israel nie. Die Here sy God, wat nou net met Biljam gepraat het, is met hom. Sê gou vir die ou langs jou, die Here is met my. Draai net weer na jou vrou toe. En sê, die Here sê vandag vir jou, hy gaan vir ons sorg. Hy sal niks ontbreek nie. Jy sal niks kort kom. Hoor die woord van die Here. Sê vir jou vrou langs jou. In alle huise oor die wêreld sal daar gebrek wees. Maar die Here sê, hy sal niks kort kom nie. Die Here sy God is met hom, en die gejubel tot eer van die koning is by hom. Dis waar wat vanmôre gesê is. As God vir jou sê, jy moet hardloop, dan moet jy hardloop. Die woord van die Here sê hier, Biljam sê, die gejubel tot eer van God was in Israel gewees. Nie net die gesing nie, nie net die hande klap nie. Ek was self in Israel as 'n jong man, en so teen die aand Skewening het ek so gekyk na die oospoort toe, vanaf die hotel, en ek kon sien hoe die vrouens dans met tamboeryne, en hulle het gejubel voor God. I saw it with my own eyes.
because it is written in the Word of God. William said it. I see the joy and the jubilant way that you serve God is part of you. It is amongst the children of God. Het is lekker om die Here te dien met gejubel en gesang. Die gejubel tot eer van die koning is by hom, vers 22. God, wat hierdie klomp mense wat hier onder in die laar staan, uit Egipte uitgelei het, hy is vir hulle. Hulle God is vir hulle, soos die horings van 'n buffel. Ek het so stel horings gehad van 'n buffel, wat ek ongelukkig in Suid-Afrika moes los. Hy het so onder my riempiesbank gelê, boop 'n vel. Ek dink dit was 'n blou beesvel of 'n rooibokvel, maar weet jy, so 'n panster, 'n dik, verskriklike swaar stuk been en keratin wat so, dis 'n verskriklike wapen. Ek het al gesien dat daai buffelbulle wat hy 'n leeu vermink druk teen die grond met daai horings. William sê, ek weet nie waar hy 'n buffel in sy lewe gesien. William staan op die berg op die top van Peor, net na die Israeliete uit Egipte uitgekom het, net nadat God vir hulle die Rooi See gekloof het, en hulle is netjies en hulle tente so mooi opgeslaan, een langs die ander, is so stil in die laag. Alles is in plek, alles is netjies. William praat later daarvan, hy sê, God is vir hierdie mense soos die horings van 'n buffel. Hy sê, en William sê vir Balak, by the way, let me tell you something. There is no sorcery and cursing against Israel, against God's people. Hy sê vir hom so, in die verbygaan vers 23, daar is geen towery teen Jakob nie. Daar is geen waarsêery teen Israel. Nou sal van Jakob en van Israel gesê word, wat God vir hulle gedoen het. Vers 24 is die versie, dan wat die president van Israel in die muur gedruk het. Kyk, hierdie volk is 'n volk wat opstaan soos 'n leeuwin. Hoekom sê die Bybel 'n leeuwin? Wie is die leeu van Juda stam? Jesus Christus. Wie is sy bruid? Die kinders van God. Die wedergebore, bloedgewaste kinders van God. En nie die kinders van die Here. Die Bybel sê niemand kan Jesus, die seun van God, noem sonder die gees van God. Ek het vir die geleer. Maar die woord van die Here sê, Jesus self, jy kan by baie dinge verbykom, maar jy kan nie by Jesus se woorde verbykom. Jesus self sê vir Nikodemus, voorwaar, ek sê vir jou, as jy nie wedergebore word uit water en gees nie, kan jy die koninkryk van God nie sien. Want wat uit vlees gebore sê, hy is vlees. Toe uit jou moeder uitgebore was dit vlees. Toe jy 'n babietjie was, sonder sonde, gebore is. Maar soos wat die lewe aangaan, as jy 'n leedteekoppie is, dan gooi die lewe mos in jou. En dan laat hy so 'n bruin ringetjie net voor die teekoppie was. Ons almal is daar deur mense. Die woord van die Here sê, hy wat sê, hy sonder sonde is 'n leienaar en die geregtigheid van God is nie by hom. Die enigste kans wat ek en jy het, is om dag vir dag na die Here toe te gaan as jy gesondig het en gesê, ekskuus Here, laat die bloed my skoon was. Bely, praat. En die woord van die Here is so duidelik, as dit by dit kom. Dan kom hy verder en hy sê so, en hy sê die volgende woorde, hou van die woord van die Here, dit is vir my lewe, dit is vir my iets wat soveel stigting in 'n mens se siel bring. Daar's geen towerry en waarsêery teen Israel nie. Hy verhef hom soos 'n leeuwin, die bloedgewaste, wedergebore, uit water en gees, kinders van God. As die Here jou nie wederbaar het deur sy gees nie, en Jesus het gesê, hoe word jy gebore? Jy moet ons 'n ander gees in jou binneste kry.
Ja, soos Petrus. Hy het 'n ander gees in hom gehad, 'n lafhartige gees. 'n Kwaai gees, hy het net ore afgekap links en regs. Paulus, joh, hy het 'n moordgees gehad. Hy het vrouens en manne aan hulle hare voor hulle kinders by hulle huise uitgesleep en hulle aan die owerhede oorgegee en baie van hulle is tot die dood toe veroordeel. Totdat Jesus hom ontmoet het op die pad van Damaskus en toe kry hy 'n ander gees in sy binneste. En dadelik het Paulus opgestaan nadat die blindheid die skille van sy oë afgeval het en hy's gedoop en die Here het hom gevul met sy Heilige Gees. Amen. Sê vir die Here dankie dat jy sy Gees ken. Sê vir maar so. Sê Here, laat die Gees nooit van my wyk. Weet jy wie dit gesê, koning Dawid? Hy sê, o Here, laat die Heilige Gees net nooit van my afgaan. Kan jy dit vanmôre lig net jou hand nog so op? Ag, weet jy, steek jy aan in die lig. Sê Here, laat die Gees nooit van my kinders afwyk nie. Prys die Here se naam. Here, laat die Gees ook my kinders ontmoet. Dit laat dit jou belofte wees. Weet jy wat sê die woord van die Here? Hy maak nog 'n belofte. Hy sê my Gees sal bestendig in jou midde wees. Dis God se belofte. Dis pragtig. Soos 'n leeuwin. Met ander woorde, die bruid van die bruidegom. As die bruidegom die leeu is van Juda stam, dan is die bruid die leeuwin. Ons het laasweek gepraat daar en hiervoor het ons dit nou opgestel. Hoe dat die bruid in haar toestand, die van die wat nie die boodskap gekyk het nie, dit vol aan by hierdie week, gaan kyk asseblief op YouTube kanaal. Maar die bruid lyk na iemand wat net maklik die bruidsrok aangetrek het, maar weet jy, sy het nie. Sy het ook 'n verlede. Ons almal het 'n verlede. Maar Jesus is koning ook van jou verlede. Die Bybel sê vir ons in Jesaja 52 dat die vrou, die Sions dogter, was in stof op haar knieë. En hy sê daar was 'n ketting om haar hals. My dogter, Sions dogter, dogter van Jerusalem. Hy sê die stof lê op jou. As stof op jou lê, jy moes lank op 'n plek stil gesit. Sê vir jou langs jy moenie stil sit. Sê vir jou moenie stil sit, ja, gaan stof op ons groei. En sy het lank stil gesit, die dogter van Abraham, Isak en Jakob, die dogter van Israel. Jy's 'n Sions dogter, want jy's die bruid van die Here. As jy bloedgewas is en gewelebaar is, val jy onder die kategorie van die bruid van die Here. Die Here gaan terugkom vir sy kinders, stem saam. En sy het op 'n stadium daar gesit. Maar weet jy, die Bybel kom nou vanmôre en hy sê, weet jy wie is hierdie Sions dogter? Sy is ook 'n leeuwin. Dis reg. Sy is 'n leeuwin. In vers 24, kyk, my volk sal opstaan soos 'n leeuwin. Soos 'n leeu sal sy haar verhef. En sy sal nie gaan lê voordat sy hoof geëet het. Jare terug, wel, is nou 17 jaar, sy kan 18 jaar. Eendag daar in Pietersburg, net voor ons hiernatoe emigreer. Toe bly ons nou in 'n meentuis, huis was klaar verkoop en basies sit ons nou net en wag vir die visum om deur te kom om Australië toe te emigreer. En daai nag toe beklei die man en vrou wat langs aan bly verskriklik. En tussen die meentuise was net ongerd net so gangetjie. Ek weet nie daai ou gebou nie, hoor. Dit was seker baie moeilik. Hy het seker maar van die binnekant af gebou, want as jy moes hier bou en daar bou, jy kan jouself nie draai nie. Maar so jy kon alles hoor, die meentuise was naby mekaar. En hulle beklei verskriklik. En ek kan nie slaap nie. Ja maar, sy het geslaap. Hoe het jy geslaap? Weet jy was seker swanger. Maar en ek word wakker. As ek weggeraak en hoor ek al gat hulle weer. Maar op 'n stadium toe hoor ek, okay, wie is dit nou? En ek hoor daai vrou gil. En toe sy gil, toe voel ek my hare begin sag.
toe weet ek wie sy nou. As 'n demoon in daai huis. Jy weet mos as jy iemand se knoppie so hok so 'n bietjie baie slaan, dan kom hy uit. En ek sien daai nag iets in die geesteswêreld wat ek nou nie graag wil praat nie. Maar ek slaan die woord van die Here oop terwyl ek nou nie kan slaap nie, dat mense nou beklei, ek doen nie mos nou maar iets anders. En ek vat my Bybel en ek slaan hom oop. Tak. En ek druk. En ek druk op hierdie gedeelte wat sê dat die Here se volk is soos 'n leeu. Jy moet opstaan, wanneer jy wil opstaan. Nie as Satan sy vingers klap nie. Okay? So as die duiwel jou kwaad maak, of mamma maak jou kwaad, of papa maak jou kwaad, en jy weet dis nie eintlik hy of sy of haar geaardheid nie, moenie daarop reageer nie. Ignore it flat. Moenie opspring as die duiwel sy vingers klap. Spyt hom. Jy mos sterker as dit. Jy mos beheerstyd. Hoe sê die woord van die Here? Leidsaamheid is 'n lang geloof. Die woord van die Here sê mos, moenie vinnig wees om kwaad te word nie. Sê so? Ja, maar die woord van die Here sê ook al, hy word toornig maar sondig nie. Nou, wie van julle kan toornig word maar nie sondig nie? Steek jou hand op. So ja, dit is moeilik. So hou liewer by die lankmoedigheid, dit is beter. Maar ek sit nou daar en ek druk op hierdie gedeelte en ek dink nou, sure, hoe is 'n mens nou soos 'n leeu? Ek dog ou moet nou soos 'n skaapie wees. Ja, jy moet soos 'n skaapie wees, teenoor jou broers en susters. Sê vir die ou langs jou, ag, jy is 'n oulike skaap. Maar as jy nou met die duiwel in aanraking kom, Dawid het ons die skape opgepas, wat moet jy dan maak? Dan tel jy 'n slingervel op. Dis waar Dawid gepractice het, né? En Dawid sê, die Here het my verlos, toe hy so na Goliat toe stap, as 'n jong seun, 'n jong man. En die Bybel sê, was rooierig en mooi van aansien. En hy stap so na Goliat toe, en hy sê, die Here wat my verlos het, uit die kake van die leeu, en die kloue van die beer, hy sal my verlos uit jou hand. So jy moet geoefen wees in jou gevegte. En ek dink so, ja, wat wil die Here vir my sê? Ek moet seker, tussen die kinders van die Here wees so skaapie, maar as jy voor die duiwel staan, moet jy opstaan soos 'n leeu. Ook nie as hy sy vingers klap. Jy gaan lê soos 'n leeu. Leeuwin. En jy staan op. Net as die Here vir jou sê, nou staan jy op, nou vat jy. Dis wat Nathanael gedoen het. En ek staan, daai volgende oggend, is dit nou Sondagmôre, mense het so beklei die Saterdag aan, en die Sondagmôre stap ek in die kerk in 'n wildvreemde kerk. Dis nie waar ek kan bid nie. En pastoor Christo Kombrink, hy is nou 'n werker ook by Leer in Christus. Hy ken my nie. Ek ken hom nie. En hulle is besig om voorsangers om voor die diens te sing en so aan, maar net voordat die diens begin, toe sê vir my, jongman, staan op jou voete. Ek staan op my voete. Hy sê, ek weet nie, ek voel net ek wil vanoggend vir jou sê, die Here sê, jy moet die geaardheid van 'n leeu aanleer, hoor. Prys die Here as die mense beklei, dan praat hy maar God met jou. Amen. Die geaardheid van 'n leeuwin. Dit is dit wat God in jou geplaas het, want die geaardheid van 'n leeu is die leeu van Juda stam. Hy is die leeu van Juda stam. En sy gees is mos in jou. Satan het gekom om te roof en te steel. Maar daar's 'n rede hoekom hy homself nog nie kan openbaar nie. Die Bybel sê dat die anti-kris kan homself nie openbaar heeltemal nie, want omdat ons nog in die wêreld is. Die salwingdraers, die geesdraers van God. Die leeuwin is nog hier. En solank sy hier is, kan hy nie maak wat hy wil nie. Dis hoekom as die leeuwin weggeneem word deur die wegraaking, dan kan hy homself openbaar. Want tot die gees van God hier in ons is, it's a hard time for him. He cannot do what he wants.
You can play second fiddle, but God will still prevail. Do you say amen? Amen. Nou kom die koning Balak en hy is baie bang vir Biljam. Hy sê, stop, 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 jy sien nou al die seëninge oor hierdie mense. Maar, hy sê, jy moet hulle glad nie vloek nie, en jy moet hulle glad nie seën nie, bly net stil. En Biljam sê vir hom, maar Balak, ek het vir jou gesê, het ek dit nie met jou gespreek nie, alles wat die Here vir my sê, dit sal ek sê. Ek het jou van die begin af gesê, ek spreek nie wat ek wil nie. Jy het my gekry om die mense te vervloek, God sê seën en seën ek. En Balak sê, kom tog net 'n bietjie saam met my. Dan sal ek jou na 'n ander berg toe vat, na 'n ander plek toe. Miskien sal jy van daar die rigting af die kinders van die Here kan vervloek. Dis nie 'n werk aan Satan. As hy nie hier regkom nie, hy is soos 'n jakkals. Hy is nie die leeu van Juda stam nie. Hy is die hyena. Dan kom hy van hier om die bos af en dan probeer hy jou prooi steel van daar af. Kom tog, ek sal jou na 'n ander plek saamneem. Miskien sal dit reg wees in die oë van die Here God dat jy hulle vir my van daar af kan vervloek. Net so sê hy vervloek vers 27. Toe neem Balak vir Biljam saam na die top van Peor wat oor die wildernis afkyk. Daarop sê Biljam vir Balak, bou maar weer jou 7 altare. Hy laat hom werk. En berei vir my hier 7 bulle. Dit was 'n groot slagting geweest. En 7 ramme ook. En Balak het gedoen soos Biljam verlang het en 'n bul en 'n ram op elke altaar geoffer. Hoofstuk 24. Toe Biljam sien dat dit goed was in die oë van die Here om Israel net te seën, het hy hom nie soos die vorige kere tot towery gewend nie, maar het sy gesig na die woestyn gedraai waar Israel gelaar gestaan het. En toe Biljam vers 2 sy oë opslaan en Israel sien soos hy volgens sy stamme in die laar staan, het die gees van God op hom vaardig geword. En hy het sy spreek begin aanhef en gesê, Biljam, die seun van Beor, ek spreek, en die man met geopende oë spreek. Die hoorder van die woorde van God spreek. Hy wat die gesigte van die Almagtige sien, wat neerval en geopende oë het. En hy sê, Israel, hoe mooi is jou tente? Jakob, hoe mooi is jou wonings, o Israel? Hy sê, jou tente is soos dale met waterlope. Kan jy dink hoe dit gelyk? Daai honderde duisende tente wat so gestaan het. Dit lyk soos waterlope, wat hulle ver uitstrek, soos tuine by 'n rivier, soos alle wees wat die Here geplant het. Julle lyk soos seders by die water. Sê vir die ou langs jou, die Here het ons geplant soos 'n sederboom, en hy wortels gaan water optrek. Jy moenie bekommerd wees, gaan nie droogte hê. Amen, prys die Here. Soos tuine by 'n rivier. Jy is by die beste plek. Ons het net nou gehoor dat die Here is die water van die lewe. Hy is soos tuine by 'n rivier. Soos alle wees wat die Here geplant het. As die Here jou geplant het, dink jy nou die Here plant en iets groei nie? Die duiwel sê jy is 'n mislukking, die Here sê jy is nie. Die Here het jou geplant en jy gaan groei. Want hy gee jou nat, vir sy Heilige Gees. As God jou geplant het, dan gaan jy groei, prys sy wonderlike naam. Ek raak nou goed om te die vers hier. Kan ek nog so 'n bietjie aangaan op julle vat? Okay. Israel, jou water vloei uit sy emmers uit. Dis amper so iets van, die Here maak jou so vol, jy kan uit jou piering uitdrink. Jou water vloei uit sy emmers uit. Die saad is by baie waters. Jou koning sal hoër word as koning Agag, en sy koninkryk sal baie verhef word. God, wat vir Israel uit Egipte uitgelei het, die sê dit weer. Hy is vir ons soos die horings van 'n buffel. En jy sal nasies jou vyande verteer, en hulle gebeente sal jy stukkend breek met die horings van daai buffel. Hulle pile sal jy verbrysel. Vers 9, Numeri 24 vers 9 kom weer, hy sê, Israel buig hom, en hy gaan lê soos 'n leeu, soos 'n leeuwin. Wie sal hom opjaag?
In die laaste vers sê, geseënd is hulle wat jou seën, en vervloek is hulle wat jou vervloek. Die Here se seën is op sy kinders. Nou, ek lees en ek vra baie vir die Here, Here, waar is ons op die tydsvlak van u horlosie? Waar is ons? Maak seker die regte saak nie. Ek dink as jy jou lewe skoonheid en regheid en jy dien die Here, terwyl ons so lekker in Australië lewe. Ek dink gister, sal ek nou ons lewe nou lekker en rustig hier in Australië. En daar was 'n lekker plek om te bly, dit was Suid-Afrika. Op 'n tyd. Ons het daar lekker gemeente gehad en kerk gehad en daar's so baie kerk. Dit is anderste as hier. Op skool was daar nie 'n vraag gevra of bestaan die Here nie. Ons het godsdiens gehad, periodes. Dit was lekker om daai tyd groot te word. En ek onthou die goeie, ek onthou nie die lelike nie, as ek nou terugkom in Suid-Afrika en ek land daar in Jan Smits en hy is net uit by die lughawe. En die eerste robot wat ek kry werk nie. Sê net vir die Engelsman, die robot het nie gewerk nie. Dan kyk jy so aan. The traffic intersection didn't work. Dis die lig daar. Maar weet julle, as ek nou weer terug is in Australië, onthou ek maar net weer die mooi. Jou geheue, as jy kind van God is, onthou jy die mooi. As jy nog onvergifnis het en 'n kind van die duiwel is, dan onthou jy die lelik, né? Onthou die mooi. Die Here het ons geseën daar, ons het mooi tye in die Here gehad. Ja, en baie maal verlang jy daarna, as jy kyk hier in die mond tussen die ossies, lewe jy elke dag, hoor jy vloek hulle die Here, dan maak ons so rympie, kyk ek hulle so, as ek swart is van die steenkool, ek werk in area, ons werk in area rouwmateriaal, of dit is die bauxite, die aluminium klip, of dit is die swart steenkool, of dit is die lime, of dit is die aluminium poeier, wat spierwit is. En terwyl as ek spierwit, terwyl as ek pikswart. It depends on what time of the day. En denk ek, ja, en ek sê vir wel, maar ek weet nie wel, pas ek nou eindelijk, pas ek nou hier, pas ek nou in Suid-Afrika? Nee, hulle het vir Israel gesanction en die liedjie wat hulle sing, met die rooi hoekies, maar, ek sê maar, ek is met 'n sertifikaat, ek kan ook ons apply vir 'n farmer in Amerika. Ek seker Trumpie Dampie gaan my like. En ek sê, diesel mechanic, ek nog die trekkers ook regmaak. Nee, not a bad idea. Ek sê, jy mag gebly so langs Jimmy Swaggart se kerk. Ek sê, ja. Gaat te hard. Maar ek kom toe agter, dis ook die waar ek moet lees. En ek ondersoek my hart. En ek voel hierso sien heeltemal die plek wat ek behoort nie. Dis nou nie verstaan, jy gaan nou vir julle verduidelik. Toe kom ek agter, waar is my hart nou eintlik? Toe kom ek nou agter, dis by die nuwe Jerusalem en by die Here. Heerlik. Toe hierdie goed nou gebeur, dink ek, ek wil wel wees. Ten spyte van wat gebeur. Ag, vir julle nou sê hoekom. Vir julle nou wys hoekom. Hoekom ek so sê. Esegiel is 500-600 jaar voor Christus gelewe. 'n Kragtige, magtige profeet van God. Hierdie man het die heerlikheid van die Here gesien en nie gesterf nie. Hy het die heerlikheid van God gesien en die wesens om God. Hierdie is 'n baie diep profeet van die Here. Ek het gekyk op waar moet ek lees. Wel, Jesegiel vers 36. En jy mense kan profeteer tot die berge. Jy gedink het jy's in 'n snaakse kerk. Die Here sê vir Jesegiel, staan en profeteer vir die berg, vir die klip. Profeteer vir die berge van Israel en sê, berge van Israel, hoor julle die woord van die Here, julle klippe. So sê die Here, omdat die vyand sê, ha ha, hy lag vir julle, ha ha, en hy roep oor julle uit. Hy roep oor die ewige hoogtes.
Net daar te weet ek, jy sien, Jerusalem is nie net 'n berg nie. Dis nie net 'n heuwel nie. Dis 'n ewige berg. Dis die plek waar Melchisedek langs die stroompie gestap het en vir Abraham geseën het, toe hy teruggekom het om sy broer. Dit is die plek, waar Dawid deur die tonnel van die Kanaaniete opgeklim het, en die Jebusiete wat Israel was eerste maal veroor het. Dis die plek by die spruit, waar Salomo gekroon is as koning. By daai spruit is die Olyfberg, waar Jesus neergeval het. En hy gesê door die fakkels van die Romeine teen die berg afkom om 'n hegtenis neem. En Judas was in die voorgrond daarvan. En hy soen hom en hy sê vir hy die seun van die mens met 'n kus. Dis 'n ewige hoogte. En as jy vashou, gaan jy jou voete sit op daai ewige hoogte. Want die woord van die Here sê saam met Christus sal ons as menigte wedergeborenes wees op jou voete op die Olyfberg. Amen. Dis 'n ewige hoogte. So sê die Here, profeteer vir hierdie berge en sê, omdat die vyand, julle vyande vir julle sê, ha ha. Hulle sê, ha ha. Hoe die lag die Filistyne? Waar's Gaza? Dis die land van die Filistyne. Waar's Libanon? Dis die geboorteplek van Isebel. Waar's Iran? Dis Persië. Hulle sê, ha ha. Die ewige hoogte. Die Temple Mount. Dis waar die plek is. Dis die erfenis van die kinders van die Here. Die ewige hoogte het vir ons 'n besitting geword. Dis die duiwel hier sê, dis in die Bybel van die duiwel hier sê, die brein nogal. Hy sê hulle lag, want hulle sê julle ewige besitting het ons geword. Dis wat hy sê in Esegiel 36. Hy sê julle berg, julle ewige besitting het ons geword. Hulle lag vir julle. Die Here sê ek kyk van die hemel af en ek sien hoe julle vyande lag. Benjamin kon net na die weste muur toe stap. 'n Klein gedeelte van die tempel se berg se muur wat nog oor was, wat Herodes versterk het in daai tyd van Christus. Die tyd van Salomo gebou is. Hy kon nie op die berg gaan nie, want dit is besit hierdie oomblik deur die moslems, die Arabiese lande. Die Bybel sê, daar sal 'n tyd kom, Esegiel, dat die vyande sal sê, ha ha, ons het julle ewige hoogte beset, en dit het vir ons 'n besitting geword. Nou sê die Here vir Esegiel, daarom Esegiel, profeteer en sê, so spreek die Here, profeteer vir daai berg, en sê, so spreek die Here, omdat hulle van alle kante af net verwoes en vertrap vir Israel, sodat julle vir die oorblyfsel van die nasies 'n besitting geword het. Die Israeliete is ons versprei na al die hoeke van die aarde, weet jy dit? Hoekom? Omdat hulle die Here verlaat het. Toe sê die Here, deur Jeremia, ek gaan julle versprei onder al die nasies heen. En Hitler het opgestaan. The saying goes, while Europe was sleeping, Hitler stood up. Ek het dit gister weer gehoor. Die sê die ambassadeur van Israel by the United Nations Emergency Meeting. You know, you used to say, while Europe was sleeping, we made a mistake. We didn't know Hitler was rising. But I'm telling you now, while Europe was sleeping, Iran was rising. Hy sê die nasies het julle versprei oor die hele aarde heen. Julle is deur mense beskinder, vers 3. Daarom ook berge, hy profeteer vir die berge van Israel. Hy profeteer vir die Temple Mount, waar die tempel gebou is. Hy profeteer, hy sê, hoor die woord van die Here, so spreek die Here tot die berge en die heuwels, tot die klowe en die dale, tot al die stede in Israel wat verwoes is, tot die pynhope. Julle wat 'n bespotting geword het vir die oorblyfsel van die nasies. Daarom so sê die Here,
waarlik in die vuur van my ywer en teen die oorblyfsel van die nasies en teen die hele Edom, wat my land vir hulle as 'n besitting noem. In my toren, profeteer oor die land van Israel, en spreek tot die berge en die heuwels, tot die klowe en die dale. So spreek die Here. Ek spreek nou met jou in my ywer en in my grimmigheid, omdat julle die smaad van die nasies gebring het. Daarom, so sê die Here, hef ek my hand op. Die Here sê, ek sal my hande ophef op 'n stadium in hierdie wêreld. God se hande. Ek sal my hande ophef. En al die nasies sal hulle smaad begin dra. Is dit dalk die tyd dat die Here die nasies hulle smaad begin dra? Ek lees 'n statistiek dat nadat die Jode nou na die tyd van Hitler versprei is oor die hele aarde. Oor die hele aarde. Op die oomblik is daar net so oor die 7 miljoen mense in Israel, amper 8 miljoen, waarvan 74% Jode is. Dis 'n redelike klomp mense. Julle sal onthou, dit was 'n redelike klomp mense in Suid-Afrika gewees. Daar's baie mense vandag ook. Dis 'n redelike groot persentasie mense, maar baie van die Jode is nog oor die aarde versprei. In die laaste paar jaar, en sedert Oktober 7, ek wil nie met die statistiek hoor, want hierdie is besig om vir jou ore en oor 'n werklikheid te word. Die woord van die Here in Jesegiel 36 is besig om te gebeur. Hy sê hier, ek sal julle uit die nasies gaan haal, en ek sal julle uit al die lande by mekaar laat kom. Nou mense, hoe die Here dit gedoen. Jy het nie gedink die Here gaan dit so doen soos nou nie. Stap bietjie in die straat vandag met jou Joodse hoedjie op en kyk wat maak hulle mee. As dit net ek by die TV of die nuus kyk, of kyk julle ook. Dis nie wat in oomblik in Amerika gebeur is of in Londen gebeur is, ag eintlik in elke land besig om, sommige in Sydney besig is om te gebeur. As jy Jood is en jy het 'n plek van aanbidding, of net in die straat loop, of as die kinders net by die skool is, en in die week is 'n dogtertjie in Frankryk verkragt deur 3 moslim seentjies, sy's 12 jaar oud, omdat sy 'n Joodse meisie is. Huh? Maar weet julle wat doen dit? Die immigrasie, of terugkeer, daar's 'n wet, ayala, hulle noem dit in Hebreëus, ayala, in Israel, dat daar's 'n wet, the law of return. Dis 'n wet. If you or your grandchildren or the descendants are Jewish, the law of return is you are being granted citizenship automatically. It is the law of return. En hulle sê sedert Oktober 7 het massas mense begin terug gaan Israel toe, want dit is die enigste veiligste plek. Het jy gedink die Here gaan so maak? Maar as sy woord sê, God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat dit hom berou nie, en hy skryf hier vir Jesegiel, hy sê, Jesegiel, ek is so seker van hierdie saak, dat ek vir jou sê, profeteer vir hierdie klippe, en sê vir hulle, ek gaan moeg raak op 'n tyd, dat die vyand lag oor hom wat my berg besit, en ek sal my mense by mekaar maak, vers 24, uit die nasies, en ek sal hulle gaan haal. Hoe het God hulle gaan haal? Deur drukking en omstandighede is hy besig om Israel vol te maak van die Jode. Wonderlik, né? Gee net vir die Here hand vir dit wat hy doen. Oor jou oor. Hy doen dit. Ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit al die lande by mekaar maak. En ek sal julle by mekaar laat kom en ek sal julle in julle land bring. Nou, as jy dit nou sien, jy sien dit gebeur. Antisemitisme, as jy hom reg uitspreek, ek weet nie hoe spreek hom uit nie, maar dis soos nou, as jy teen Jode is of so, né? Dit is ontplof oor die wêreld. Hulle sê 500 of 600% erger in elke land. En ek wil jy sê, dit gaan nie meer lank wees voordat enige kerk 'n teken word. Enige kerk.
Want die Bybel sê in Openbaring, die Satan en die slang het gewag. En toe die vrou wat moes baar, wat Israel is, gebaar het, 'n manlike kind, is hy weggeruik na God in die hemel, dis Jesus Christus. Hy sê maar hy het omgedraai, Satan, en hy het die vrou wat die kerk is, sy nakomelinge begin vervolg. Ek wil sê, die duiwel is kwaad vir die Jode, hulle is die kinders van God. Maar die wedergebore kind van God, wil nie dat jy gaan vryspring. Die strop is besig om styf te trek om al die kinders van die Here. Die Here gaan ons verlos, die Here gaan ons help. Jy moet nie vrees nie. Maar het is interessant om te weet dat die Here die Jode besig is om by mekaar te maak uit al die lande, want sy woord het dit gesê in Jesegiel. Hy is besig om hulle te trek. En die mense is besig om Israel toe te trek. En op die oomblik terwyl Israel en Iran nou so besig is om te beklei. In vers 25 sê iets. En die Here sê, Jesegiel, profeteer vir hierdie klippe. Ek is so seker daarvan dit gaan gebeur. Sê vir hierdie klippe, sê vir hierdie tempelberg, look out, I'm coming. Hy sê, dan, as ek die mense bymekaar gemaak het, die volgende skrif sê, dan sal ek skoon water op julle giet. So die Bybel sê, die Here gaan skoon water op die ortodokse Jode giet. Omdat die Jode, die meeste glo nie in Jesus Christus nie, dat hy saligmaker van die wêreld is nie. Maar die Here sê hier, nadat ek my mense bymekaar gemaak het, gaan ek skoon water op hulle giet. Ek gaan hulle was. Nou as die Here jou was met sy bloed, dan is jy mos, Jesus was Petrus se voete by die laaste avondmaal. As ek jou gewas het, is jy heeltemal skoon en rein. Hy sê, ek sal skoon water op hulle giet, sodat hulle rein kan word. Nou, hoe word 'n mens rein? Kom, hoe word jy rein van jou sonde? As jy wat 'n proses ondergaan? Wedergeboorte. So wat lees ek hier? So nadat die klomp Jode Israel toe is die plan van die Here volgens sy woord om skoon water op hulle te giet, laat hulle rein van hart word. Daai water is die Heilige Gees. Kan dit gebeur dat die Jode Jesus Christus aanvaar? Ja. Nou die Jesegiel dink so. Vers 25, dan sal ek skoon water op hulle giet. En watter tyd lewe jy nou? Jy sien net die mense Israel te stroom. Sien in vers 25 is voor die deur. Dan sal ek skoon water op hulle giet, sodat julle rein kan word van al julle onreinhede, van al jou sonde. Van al jou drekgode sal ek julle reinig. En ek sal jou 'n nuwe hart gee. Dis mos nou wedergeboorte mense, 'n nuwe hart en 'n nuwe gees in sy binneste. Dis God se gees, dis wedergeboorte. En ek sal die hart van klip uit jou vlees wegneem en jou hart van gees gee. En ek sal my gees in jou binneste gee. En ek sal maak dat jy in al my insettinge en verordeninge wandel. En julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het. Julle gaan woon. Wie gaan woon in die land? En as jy so verder lees, as jy in die 7 jaar tydperk, 4de tydperk, 7 jaar 4de tydperk, hy sien, dis wat die Bybel sê in Jesegiel, hy begin nie, hy sê julle sal veilig woon, nadat ek julle nou teruggebring het in Israel, julle skoon gewasse gewederbaar het, die van hulle wat hom natuurlik wil aanneem, hy sê, dan gaan julle veilig woon in Jerusalem, en jy lees, en hy sê, daar sal geen heining om Israel wees nie, kan jy dit glo, dat hulle die heining sal afbreek? Daar kom 'n vredestydperk volgens die woord van God. Dit is 'n bietjie anders as wat jy altyd mense hoor sê, né? Look, ja. It can be any day. It can be any time. As die Bybel hier praat van dat die Jode Jesus, en baie van hulle gaan die Here ontmoet. Baie van hulle gaan. Dit is so.
Die Bybel praat van 'n nuwe lied wat gesing sal word. Duisende ter duisende wat 'n nuwe lied aan die Here sal sing, die maagde. As hy gesê het, ek gaan my gees op sy kinders uitstort, nou nie speel vir ons asseblief. Weet jy, ek wil God net dank. Ek kan ook sê, Here, die brood wat van die tafel afval. Ek is 'n heiden, maar kan ek maar net van die krummels eet. Wil net die Here dank. In my hart en in my siel en my gees weet ek dis die plek vir my. O, ek weet, hy sê, Johannes sê, ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Hy sê, ek het die nuwe Jerusalem gesien vanuit die hemel onthaal. Hy sê, soos 'n bruid wat beklee is vir haar bruidegom. Dit gaan iets wees, mense. Die vredestydperk, as jy ons so lees, is net hier nadat hulle die mense begin terug in Israel inkom. Miskien is daar nog baie wat moet terugkom. Maar dit sê vir jou hoe ver het die tyd gevorder. En dit wat ek vir jou nou gelees het, en die Here sê, jy sal veilig woon. Waar het dit nou gelees? Die mense sal sê, hierdie land wat verwoes was, vers 35, hierdie land Israel sal word soos die tuin van Eden. Die Bybel sê in Sagaria, as Jesus op jou lyfberg staan, sal hy die olyfberg kloof. En die Bybel sê daar sal water uitvloei na die ooste en die weste. Dit sê die woord van God. Dat die grafte gebou. Die oospoort in Israel is toe. Hy's toe. Ek was daar, hy's toe. En die grafte buite die muur is gebou, want die moslems sê Christus het geen gemeenskap met die dode nie, hy sal net deur die Bybel sê, he will split Mount Olives into valleys. Deep valleys, it says. Hy sê, hierdie Jerusalem sal lyk soos 'n tuin van Eden. Sê dit in Jesegiel. Dit wat God vir ons voorberei, gaan wees soos in die tuin van Eden. Waar jy weer met hom sal wandel. O ja. Hy sal die lig wees van daardie stad. O ja. Hy het sy kinders lief. Ja. Dis sy heilige berg, sy heilige woning. Dis sy ewige tuiste. Amen. It will be like. Hierdie land wat verwoes was, sal word soos die tuin van Eden. En die stede wat in puin was, sal versterk word en bewoon word. En die nasies wat rondom in die stad, die land woon, sal weet. En dan begin hy praat van die 3 nasies wat teen Israel sal optrek na die tyd van die 7 jaar. Dan noem hy hulle name. Praat van koning van die noorde, lyk soos Rusland, praat van Turkye, en hy praat van Iran. En hulle sal kom, en hulle sal in massas versamel by die grens van Israel. Die woord van die Here sê, gaan lees Jesegiel, hy sê, dan sal die vlam van toorn in my neus opkom. Jesus. Hy sê, en ek sal na die voëls en die diere van die aarde roep, kom eet. Dan praat hy van die slag van Armageddon. Hy praat van 'n aardbewing wat so groot was, wat nooit weer so sal wees nie. En die Here sal voor ons oë die nasies vernietig. Die volke wat die Here so haat. Ek wil hier sê, jy moet betrokke bly by jou volk en jou mense, by God se volk. Want jy's 'n bloedgewaste, wedergebore kind van die God. Ons gaan nou die tafel gebruik. Jy moet bid vir Israel. Bid vir jou mense. En daai mense, as die Here hulle bloed gewas het en met water gewas het, soos wat Jesegiel skryf, is die mense wat saam met jou in die hemel gaan wees. Amen.
Here sê jy moet bid dat jou vlug nie dalk in die winter mag plaasvind. Die wegraping van die Here is iewers hierin. Hy is hier iewers in, hoor. Hy is hier iewers hierin.